ek wil graag, sommer net terwyl julle so dink en so, ek wil graag regtig vanoggend so tyd terug het dit net so sterk op my hart, nee, ek wil nooit 'n motiveringsspreker wees nie. As julle daar sê 'n kragtige boodskap wat wag op jou, ek wil nooit 'n motiveringsspreker wees nie. Ek wil nie verval tot 'n motiveringsspreker nie. Ek wil graag jou inspireer met die woord van God. Ek wil jou graag inspireer omdat die woord die waarheid is, die woord mense se lewens verander en omdat die woord jou kan rig op na 'n nuwe plek toe vat. Dit is wat ek graag wil. Ek wil volgens die woord in jou kom deponeer en dat hierdie woord so kragtig is, dat dit nie my boodskap is wat kragtig is nie. Dankie, ag julle vereer my, want ek wil nie vereer wees nie. Maar dat hierdie woord so kragtig sal wees, dat dit in jou sal inbrand, dat daar iets in jou hart sal verander, dat ons anders nie uit sal gaan. Ek het baie goeie vriend van my het volgende ingestap, Jacques, dankie dat ek volgende jou kan sien. Mag die Here jou ook volgende aanraak. Mag hy jou leë plekkie kom vul weer. Want dit is sy hart, dit is hy wil nie een van ons los soos ons was. As jy volgende op 'n plek is waar jy verlore voel, jy voel rig teen die muur, jy is op die regte plek. As jy voel volgende, Here, wat het nou gebeur? Om flip as ek nog dink, wat is nou, ek kom maar nou na die huis van die Here toe, wat gebeur dan nou? Sy seun sê, dit het al voorheen gebruik, maar mag dit die laaste keer wees? Mag dit die laaste keer wees, dat die teenwoordigheid van die Here altyd vir hom 'n spesiale plek sal wees? Ja, wie sien vanoggend vir my die eerste keer? Ek laas as julle, hallo julle, want ek het laas gesê, ek sien altyd dieselfde gesig, julle met nuwe gesigte. Julle wragtig, julle gemeente het gegroei, 2 nuwe gesigte. En hierdie twee pragtige mense hier voor my, nee, dis my ma en my pa. Ja, so, julle moet al in daai tyd van hulle kom, hulle hou van mense, hulle hou van groet en so. Ja, so, dankie dat, dit is so lekker om hulle hier te hê. Ook en hy praat volgende dag, oor dat ons nooit sal vergeet nie. Ons almal vertrou die Here vir 'n lang lewe, né? Wat is die voorwaarde vir 'n lang lewe? Eer jou vader en moeder, né? So, my pa is al ouer. Ja, maar ek so hartseer is, maar hy's 89, my ma is 88. En die Here kom seën my nie met die tweede beste nie, die heel beste ouers. My pa het sy lewe net gewerk om iets vir sy kinders daar te sit. Hy het so hard gewerk. En is vir ons so 'n voorbeeld gestel van hoe dit lyk as 'n pa sy alles vir sy gesin gee. Sy alles vir sy vrou gee. Hoe my ma vir ons gelyk het, hoe lyk dit as 'n vrou haar man eer? Hoe lyk dit as 'n vrou die kroon op 'n man se kop hou? Doen julle dit? Doen julle vrouens dit? Ek het dit sigbaar in ons lewe gesien. Hoe alles altyd oor my pa gegaan het vir my ma. En wat 'n beter voorbeeld kon ek hê. Dis nog nie die bediening vanoggend hier. Julle gaan vanoggend lank hier so sit. Kom ons bid. Ja, Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie vir die liefde en u genade. Dankie dat u voor ons uitstap. Dankie dat u ons by die hand neem. Dankie dat u vanoggend nie omkant betrap word deur enige omstandighede nie. Dankie vir elke klein aspek van dit wat hier gebeur, sodat u naam verheerlik sal word en dat mense regtig weer aan u vasgebind sal word, dat iemand vanoggend weer nuut sal uitstap en sal besef daar is iets nuuts, daar is iets beters, daar's iets beter om aan vas te hou. Ek kom vra dat u vanoggend die woord sal seën, Here. Dat hierdie woord, dat dit nie regtig uit my uit sal kom nie, maar dat dit uit die hartkamer uitgestort sal word, dat dit op vrugbare grond vanoggend sal val, sodat daar oes sal wees, wat u deur verheerlik sal word. Ons bid dit in die naam van Jesus, met soveel danksegging. Amen. Ag, ek het ietsie wat ek vanoggend met julle wil deel. Ek wil julle sommer eers, ons blaai sommer na die begin van die Bybel toe. Genesis hoofstuk 4, ek wil haar eers my ma hou my so altyd op die pad en so, nou dag sê sy vir my kind, jy moet
meer die woord bedien, dis wat die Here vir jou, dit is wat hy van jou verwag. So nou kan hulle vanoggend hier so sit, my ander sê vir my, jy lees te veel Engels, maar ek gaan vanoggend weer Engels lees, ekskuus nog maar. So, maar, want ek het nou dag toe, kom ek daar op 'n Bybel af, soms die slegste ding van ons is, nee, jy moet 'n slag 'n ander Bybel kry. Veral as jy onderstreep en skryf in 'n Bybel soos ek, as dit soms 'n baie goeie ding om 'n ander Bybel te kry. Want jy blaai mos altyd net terug na die ou onderstreepers en jy weet, en hier gaan haal ek hierdie ene weer uit. En eers hierdie Bybel is toe sommer net vir my net so verskriklik lekker, maar toe is dit nog wraggies 'n Engelse Bybel. So, ek lees vir julle gou Genesis 4, ek wil volgende ietsie wil ek gou vasmaak by julle, en dan gaan ek na 'n ander skrifgie toe. My boodskap is volgende, jammer ek die mic so wegvat en nader bring. My boodskap is volgende, ek wil vra, is daar ietsie anders in jou? Is daar ietsie anders in jou? Want God het ons geroep om anders te wees. Hy het ons geroep, hy het geen behaag volgens dat jy eintlik net so wegraak in die wêreld daar tussen almal hier. Hy het jou uniek geskape, hy het jou baie spesifiek in 'n familie gesit, hy het jou baie spesifiek 'n man voorgegee, hy het jou baie spesifiek in 'n vriendekring, hy het jou baie spesifieke job gegee, sodat jy die anders moet wees. En wat is my uitdaging? Ek is op dieselfde plek as julle. My lewe word so baie bepaal deur die sien en die proe en die voel. Die sien, die proe en die voel, jy verstaan? Dit wat ons sien is, die realiteit is dit wat ons sien. Die realiteit is hoe ek voel. In steede daarvan dat ek buite daai dimensies sal kan lewe om te sê, ek hou vas aan iets totaal anders. Want wat gebeur as die mat onder jou uitgetrek word? Imagine die mat word onder jou, is jy reg daarvoor? Is jy reg daarvoor om te sê, Here, waartoe nou? Is jy reg daarvoor om te sê, Here, ek is reg om my lewe is totaal uitverkoop aan U. Ongeag wat gebeur, niks kan my skei van die liefde wat aan Christus is nie. Want dit raak die anders. Maar die anders moet wees dat jy dit kan lewe. En dink ek maar, waar is dit? Want ek sien dit nie. Amper asof die Here my vra, maar wat het geword van daai tyd toe jy so diep tot bekering geword het? Tot bekering gekom het? Van jou daai tye. Onverskrokke man, niks is te groot nie. Nou julle moes dan met die bus gery om Nomi. Nou ons met die bus gery het. Jy sê, maar ons het gedink, jy weet, die reën is so agter ons aangekom, en dan is ons maar voor ons ook uit, ons gaan bid vir reën. Dit was amazing tye. Is alweer tyd om toe, maar hierdie slag moet die mense evangeliseer om Nomi. Maar amazing tye wat ons sal beleef, onverskrokke vir die Here. Onverskrokke omdat ons weet wie hy is. Dis amper asof ons by plekke kom wat ons amper vergeet wie hy is. Wat ons nie meer daai regte vertroue het om te sê, Here, ek is reg om die bonatuurlike te sien weerspieël in my lewe nie. Ek het so 'n paar jaar terug as iemand van julle my nommer het, gaan kyk my WhatsApp status, as dit is wat ek doen, maar daarop staan, Lord, I want to journey with you. Lord, I want to journey with you. So Here, ek wil hierdie pad, ek wil hierdie adventure saam met U stap. Dis een ding om te sê, tot jy uitgedaag word daartoe, om dit te doen. Ek lees vir julle in Genesis 4, en hoekom ek hier so lees het, ek dink dit kom met, Angus het vroeër die week het hy gepraat van die Here wat gesê het vir, hy het gevra, Kain, waar is jou broer Abel? Dan vra hy, am I my brother's keeper? En eintlik wat gebeur op daai oomblik is, die Here vra vir Kain, Kain, waar is Abel? Pleinweg gesê, waar is Abel? Nee, ek weet nie. Ek pas hom ons nie op nie. Jy weet, jy het hom doodgemaak. Jy dink jy kan vir my lieg. Sien, dit wat dit is nie. Ons dink ons kan nou lewe wat ons so afwie, maar as ietsie wat ons vir God kan wegsteek. Jy kan nie. Ek wil net hierdie gedeelte lees en dan gaan ek na 'n ander skrif toe gaan. So in ek gaan lees van vers 6 af. Then the Lord said to Cain, why are you... Oh nee, ja, julle weet nou, jy weet nou, hy moes 2 offers gebring. Nee?
So die een het so geoffer, die ander een so geoffer, een het Kain sê hy was 'n groenteboer, hy was 'n boer wat grond goed geplant het, hy is soos Julian gewees. So hy bring toe van daai goed, hy geoffer het, en Abel was 'n veeboer gewees. So hy bring toe die eerstgeborene en die vet daarvan, hy bring die heel beste. So, weet jy presies wat daar gebeur het nie, maar daar was 'n hart in die een offer, en in die ander offer was daar nie 'n hart nie. In die ander offer was dit net, ek bring iets, want iemand kan vir my sê, ja, maar 'n offer is eintlik net as dit 'n dinge sou wees. As dit 'n lammetjie sou wees. Nee. Daar's ook in die Bybel, in Levitikus praat dit van graanoffers. En wat se offer? So daar's 'n klomp offers. So dit was reg om vrugte te bring as 'n offer, maar daar was 'n hart wat nie reg was nie. Want daai hart word weerspieël hierna. En die Here is vanoggend so geïnteresseerd in wat in jou hart aan die gang is. Hy is eintlik geïnteresseerd oor niks wat in die res van jou lewe aangaan nie. Ek is jammer om dit vir jou te sê. Julle het daai storie van my gehoor? Hoe die Here eendag, hoe gevoel het die Here? Steek my jou hand op as jy klaar gehoor. Sorry. My julle tweede nog nie gehoor nie. Okay. So vanoggend is alles nuut vir hulle, vir julle is alles oud. Maar so eendag het ek amper soos 'n twee gesprek met die Here. Ek sê amper, ek gaan nie sê dis 'n twee gesprekie. Ek voel die Here nader my, vra vir my, so wat het van jou oupa se oupa geword, een wat in 1420 gelewe het? Ja, weet die Here. So, het hy geboer? Ek is mos nou 'n boer. Het hy geboer? Nee, ek weet nie. Het hy vir iemand gewerk? Nee, ek weet nie. Het hy sy vrou verloor? Nee, ek weet nie. Het hy dalk 'n kind verloor? Nee, ek weet nie. En die volgende kom vra die Here in my hart, so wat is relevant in sy lewe? Sê ek, Here, eintlik niks. Het hy by u uitgekom, ja of nee? Dis al wat relevant was in sy lewe. My pa se pa, as ek nou reg het, my pa is 1936 gebore, en my pa se pa is oorlede toe hy 15 jaar oud was, so 51, dan was ek nou, as ek reg, pa, wanneer is hy 1952 is my pa se pa oorlede. Hy was 'n baie bekende boer in Hopefield gewees. So my pa se pa is verjaar 73 jaar terug oorlede. As ek in Hopefield omgewing vra, het julle vir Joepie Skreder geken? Dan vra hulle, wie was dit? Luister nie, maar hierdie ou was eintlik hy was 'n vername boer gewees. Ek meen, hy het 7 kinders gehad, hy het net nie baie grond gehad nie, maar hy 7 kinders het hy almal ordentlik groot gemaak. Hy het hulle almal geleerdheid gegee en alle. Wie is die ou? Waar het hy geboer? Weet julle nie van hom nie? Hy was klaarblyklike maar waardige man gewees. Wie is hy? 70 jaar terug. So Steve, wat ek vir jou kan sê, oor 100 jaar. Wie was Steve? So, wie was Steve? Ja, verstaan, wie was dit? Ja, wie was dit? Het gaan nie saak maak nie. Maar ons is so opgehang aan die nou en die hier en dat dit ons so beheer, dat ons op ons vingers opvreet, of ons verval in depressie, of ons sien net die kans van môre nie, want môre is net te veel. So what? En hier kom die Here en hy, omdat jy niks van hom kan wegsê, en dan in vers 6 kom en dan sê, then the Lord said to Cain, why are you so angry? Jou offer is nie aanvaar nie, but why are you so angry? There's something in your heart. There's something hidden in your heart that is not right with me. Daar's ietsie in jou wat nie reg is nie. Wat gaan vanoggend in jou hart aan? Dan sê hy, why is your face downcast? So hoekom is jy nou? So Julian, come on. Hoekom lyk jy soos een van die ander? Jy het nou 'n bietjie 'n dip geslaan. Nou lyk jy soos een van die ander. So wat? Jou verhouding met my is eintlik so niks seggend nie. So niks seggend nie. Ja, nou weet ek ook nog moet sê wat ek in my hart sê. So.
Ons het ons plaas verkoop nou. Dit was nogal so 'n rowwe een vir my gewees. Ons het ons plaas nou verkoop. Ek gaan nie wees soos 'n ander wat vir my sê ek het my plaas weggegee nie. Nee, ek moes hom verkoop het. Daai was nie maklik nie. Maar weet julle wat, nee? Here begin my praat en sê vir my, hoekom is jy net soos een van die net soos hulle almal ander? Ek dink daar's 'n ander gees in jou. Ek dink daar's iets anders in jou. Ek dink daar's iets anders in jou wat moet opstaan. Ek dink daar's 'n ander gees in jou. Wat is anders? Dis kom ek vir jou vra, wat is volgens anders in jou? Amper asof die Here my uitdaag. Hè? So nou dat toe kry ek so 'n lekker revelation. Wat is daai ene? Ek besef ek is op 'n sabbatical vir 'n jaar. Ek het gesê vir die jaar dat ons nou net mooi niks doen nie. So ek is op 'n sabbatical vir 'n jaar. Dit was eintlik my. So ek vang myself en dink ek nie regtig maak nie regtig my saak of dit reën of nie reën nie, maak nie. Want dit maak jy my 'n verskil nie. Skielik het jy so totaal 'n ander mindset. As amper asof die Here my uitdaag om te sê maar wat is in jou hart? So ek weet van julle maak dit glad nie sin nie. En dit is reg. So wat Julian plaas ook wat maak glad nie sin nie. En dit is reg. Jy weet. Maar hier sit my pa nou vanoggend ek gaan teken die koopkontrak. Ek was nog nooit regtig emosioneel oor dit. Jesus, maar kom by huis hier, maar toe breek die dambal. Ek sê man, ek is net sommer net hartseer en ek ry weer weg by die huis. Ek dink by myself, "Sjoe, I've lost my inheritance." Dit was 'n rowwe een vir my. Dink ek, dit wat my pa so verskriklik hard gewerk het voor, I've lost it. I've lost it. En die volgende week kom dit in my gees op en die Here wil vir my sê, maar dis nie regtig inheritance. Inheritance is dit wat ewig is. Ek het vir jou 'n plek wat ek voorberei, wat niemand kan wegvat nie. Niemand kan wegvat nie. Niemand kan dit wegvat nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, wat is in jou hart? Wat is anders in jou? Hier praat hy verder met hom en sê hy vir hom, "Why are you angry? Why are you downcast?" Julian, hoekom is jy nou soos jy is? If you do what is right, you will not be accepted. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Sien net wat gebeur, nê? So dit wat jy deurgaan, jou optrede daartoe, as jy in 'n verkeerde mode verval, sin is hy sonde sit by jou deur. Hy wag. Sonde wag om die een te gryp wat hy kan gryp. Vir die een wat hy deur oopmaak en dan sê hy, "It's crouching at your door. Its desire is to have you, but you must master it." Ouens en vrouens. Ek wil vandag vir julle sê, om Jesus Christus te dien, is 'n besluit hier in jou kop. En is 'n besluit waar jy moet staan. Baie keer sê mense, "Jesus, daar's goed wat met my gebeur. Ek kan nie ek sê vanoggend vir 'n ou wat heeltyd so sit te murmureer. Ek het so 'n paar mense wat nou die ou kontak my al ewig en dan sit maar dan gee ek hom raad, maar hy vat nie die raad. Hy gee ek raad en vat nie die raad nie. Sê ek vir hom vanoggend, ek sê vir hom, onthou net vanoggend, ek wil vir jou vanoggend een ding sê, jy moet verantwoordelikheid vat vir die probleme waarin jy is. Vir die gemors in jou gesin moet jy die verantwoordelikheid vat. Toe sê ek vir hom, ek het verantwoordelikheid gevat. Hier waar ek vandag staan is 'n som totaal van die keuses wat ek gemaak het. Ek gaan nie vir iemand sê, ja, maar dit. Vat verantwoordelikheid vir waar jy is. Want daarin is oorwinning.
Want eers as jy vir mense kan sê, ek vra vir julle om my te vergewe vir dit wat ek gedoen het, wat julle vandag negatief beïnvloed, dan is daar 'n las van jou af. Maar jy moet by jy plek kom wat jy hierbo begin oortuig raak om te sê, Here, daar moet iets anders in my wees, en omdat daar iets anders in my wees, gaan ek anders optree, en ek gaan verantwoordelikheid vat vir dit wat rondom my gebeur. Iemand sê dalk vir jou, nee, hierdie ou is heeldag besig om my te sê, ja, hy het hierdie lewe, en as gevolg van dit, en as gevolg van dit, en as gevolg van sy X, en as gevolg van dit, en as gevolg van dit, as gevolg van dit, en ek wil vir hom sê, stop het. Stop het. Sit jouself, kry jouself reg en sê, luister nie, ek vat verantwoordelikheid. En ek man up. Ek wil vir die manne sê, man up. Vra om vergifnis. Daar waar ek in iemand se pad 'n stok in die wawiel was, vra om vergifnis en gaan aan met jou lewe. Ek wil volgende vir julle vat, want er is iemand wat dit volgende moet hoor. Om flip. God het 'n plan vir jou lewe. Ek wil volgende om flip sê, God het 'n plan vir jou lewe. Moet nooit op een oomblik dink, ja, maar Jessie, ek is nou 'n bietjie, dokters weet nie lekker altyd wat aangaan nie. God het nog steeds 'n plan vir ons lewe. Hy laat niks gebeur met die wat binne sy wil is en wat aan sy voorneme geroep is nie. Hoekom sê ek dit? Want die woord sê, hy laat alles ten goeie meewerk. Selfs dit wat volgende hier gebeur. Here, ek verstaan dit nie. Hy stig my. Dalk wil hy volgende die omstandighede gebruik het, sodat die volgende liggie in iemand anders se lewe moet aangaan, omdat hy wil sê, I'm in control. Met hom flip sal niks gebeur, wat ek nie gaan ordyn nie. Niks sê. Maar wat van jou? Ek wil volgende vir jou vra, as jy volgende reg om te sê, Here, I'm willing to journey with you. Ek wil vir julle vat na Hebreërs 11 toe. Wat gestaan in Hebreërs 11? Wie van julle kan vir my sê? Chapter of 5, man. Wie weet julle dit nie? Yes, julle leer die mense nie hier nie. Peer, niemand antwoord nie. Mens sukkel hier. Kom hier so, kom ek lees vir julle gou. En want dis wat die Here in my hart druk nie. Want hy's besig om met my op 'n volgende journey te sit en ek sê vir julle, niks wat die moeite werd is gaan maklik kom nie. En almal gaan dit nie glo nie, almal gaan dit nie vat nie. Nou 5. Is jy daar, broer? Now 5 is being sure of what we hope for and certain of what you do not see. Nou wil ek amper die mic neersit. Wat is geloof? Wat is die gronde van geloof? Hoop. The substance of all faith is hope. Dis die gronde van, as jy nie meer hoop het nie, as jy nie meer 'n droom het nie, as jy nie meer na iets toe beer nie, gaan jy vrek gaan, sê ek vir jou. Ek sê, ek sterf eerder, omdat ek hardloop op pad na my droom toe, as wat ek sterf met 'n droom wat ek oor heeltyd gewonder het. Kom eendag by die Here, ja Here, hy was 'n droom in my hart. Hoekom het jy iets aan gedoen nie? Nee, die bult was aan te styl gewees. Almal het my gesê, het gaan nie werk. Almal het my gesê, so what? You've been faithful. Ek sê vir jou, God sal jou nie teleurstel as jy glo in hom nie. Want hierdie woord kan nie anders wees nie. Die woord sê vir my, for those who believe, God will answer them. As ek, waar's Mani? Mani is mos my, Mani, as ek die Here, as ek iets doen omdat God 'n oortuiging in my hart geval het, ek vra vir jou, jy's ou wat 'n lang pad meneer stap. Ek doen iets omdat daar's 'n oortuiging in my hart dat God vir my lei om te doen. Ek doen dit vanuit daai oortuiging uit. Sal God my eer? Hy sal my eer. Hoekom sê ek hy sal my eer? Want ek het nie gereageer op die duiwel nie. Ek het vasgeglo. Al kom ek eendag by hom en hy sê vir my, Julian, ek het eintlik dit vir jou gesê nie. God, but I trusted it that you were speaking to me. Ek glo met my hele hart. Maandag gesê, ek het hom voorgesê. Ja, maar ek kan nie laat anders sê nie, want as my preek aan meen. Julle hoor nou wat ek sê. Verstaan julle wat ek sê? God eer geloof. Hy het nie gesê, hy eer as jy 100% reg hoor. Iemand kan vir my sê, Julian, jy is volgens wat pad, Peer, dankie, is dink so, nee. Maar hoor wat ek vir julle wil sê. As jy act
upon your faith. Ek kan nie glo dat God sê, nee. Ek gaan nou maar eerder 'n keyboard speel toe maar wat los hom uit nie. God, he's faithful and just. He's faithful and just. Hier kom hy, Hebreërs 11 en hy kom en hy wil mense aanmoedig om in geloof die pad met hom te stap. Dan gebruik hy 'n paar verse en dan sê hy, hoor gou hierso, nee, hoor gou. Gaan iemand eendag kan sê, ek wens ek het al hierdie man se name geken. Kom, gaan iemand, wat is jou naam? Ek het hier jou naam, maar ek is aldag hier nie. Corneille. Imagine, Hebreërs 11, ons kom in die hemel, die Here sê, ga gou die boek van Hebreërs uit. En jy is nou daar so, jy staan daar voor hom. Die Here sê, ga gou die boek van Hebreërs gou uit. Hulle bring het nader. Hy sê, lees gou vir Hebreërs 11 vers 250.153. Here, maar daar is nie so ver van die, hy sê, dink jy die Bybel is daar geskryf? Dan kom ons by die vers, sê, by faith, Corneille trusted God, and that was a sign unto him. Imagine wat daar staan. Nou sê hulle, nou kom hulle by hom flip, staan daar. Hy is dan heel wat jonger as Corneille. Hebreërs 11 vers 150.132. En omdat Flip die Here vertrou het, het God hom geag en het deurgekom vir hom. Ek glo met my hele hart die Bybel is nie klaar geskryf nie. Ek glo met my hele hart. Dalk gaan ek eendag die grootste teleurstelling van my lewe kry. Maar hoekom sal hierdie Bybel net praat van geloofshelde wat daar was? Wat van die geloofshelde wat na hierdie tyd gekom het? Ouens wat onverskrokke was vir die Here. Onverskrokke. Ouens wat kans gesien het om dinge te doen wat niemand nog ooit voor kans gesien het nie. Wat van daai ouens? Dink die Here sal sê, nee, hierdie Bybel, hier is klaar geskryf. Abraham, en Henoch, en Noach, en ja, ek het klaar oor hierdie manne geskryf. Ek glo dit. Ek glo dit. Ons gaan eendag in die hemel kom en God en daar gaan goed uitgehaal word want die Bybel sê the scrolls of your life will be written in front of the van al die saints. Nee? Jou scroll gaan oopgemaak word. Maar wat se lewe lei jy? Lei jy 'n lewe wat so hierna toe en daarna toe, vandag is jy so, môre is jy so, ek gaan hierdie week nou jag. Gaan hierdie week om saam met ouens te gaan jag. En die ouens weet presies waarvoor ek staan. Nou vra die Here vir my, gaan jy party? Die vorige keer my Bybel in my jagsaak, soggens vroeg hulle my soek, as ek daar ergens op 'n klip, dan soek ek die Here. Gaan daar iets anders in jou heeldag wees, elke dag wees, gaan almal altyd in jou kan iets anders sien? Kom aan ouens. Hierso staan nou, hoor hierso, by faith, we understand that the universe was formed in God's command, so that what we see was not made out of what was visible. Eerste ding. Nou kom die eerste. By faith Abel, by faith Enoch, by faith Noah. So kom dit elke slag. By faith. Hoe lyk jou as is jou lewe? Ek moet amper elke slag vir ons so sê wat 'n vers. Maar hoe lyk jou lewe? Is jou lewe by faith? By faith. Kan ek jou lewe, kan ek jou naam daar agteraan sit? By faith Mani. By faith Mani. By faith Flip. By faith. Is dit wat jou lewe gaan wees? Of is dit maar net nee. Ek doen net as ek som 100% werk en as ek kan sien dit gaan werk, dan gaan ek dit doen. So waar is die Here? So ek word nou die dag lekker gekonfronteer. So nou kom 'n vriend aan my toe. Baie goeie vriend van skool af. Hy sê vir my, Julian, sien jy jou grond verkoop? Hy sê, wie wat doen jy dan? Hy sê, dan koop jy vir jou, Steve gaan nou van hierdie ene, dan koop jy vir jou 'n stuk industriële eiendom. Hy sê, man, hoe lekker is dit? Jy gaan sit agteroor. Die huur kom in, en jy
Dan vra hulle vir jou, kom maak die drein reg. Hy sê, jy gaan maak die drein reg. Elke jaar gaan jy hierop, jy sit net agteroor. Ek dink met myself, I'm not called to sit agteroor. Al fight ek my hele lewe lank 'n battle, maar 'n battle sal ek fight. Want daar's iets in my wat vir my sê, ek soek die onsienlike. Ek soek dit wat nog nie waar is om dit te kan waarmaak. Want God het iets anders in my gedeponeer. Die dag as ek moet agteroor sit, nee, dan gaan ek so 'n fip agteroor lê. Hulle gaan my nie gesit kry nie. Iemand het eendag vir my gevra, hoeveel gou het jy? Ek sê, ek is soos my pa. My pa het nog in die 80 maar toe boer hy nog laat dit bars. Sê ek, dis wat ek gaan doen. Dis wat ek gaan doen. Ek vertrou die Here dat hy soos my pa, my vrou langs my gaan hou. My pa se vrou is net 'n jaar jonger as hy, maar my vrou is am 2 jaar jonger as ek. Maar dat soos my pa, dat my vrou langs my gaan staan. Dat ons gaan oud raak, dat ons agterkleinkinders gaan sien soos hulle kan sien. Hoe hulle kinders rondom hulle is vet, jong, hulle as dit my pa net, dan is almal rondom. As my pa, ma en pa, as al die kleinkinders, dat dit so gaan wees. Dat ek dit gaan beleef en gaan sien. Maar dat ek gou in my gaan wees, dat ek nooit, my pa, as hulle my pa so gesê het, luister nie, oom, lange baan toe, lekker. Nee, oom gaan nou net lekker elke oggend die see sit te kyk. By gesê, my ma sal dit glad nie van gehou het nie. Maar hoor gou hierso, by 5, Noag nie. Hoor gou hierso, Noag. By 5, when warned about things not yet seen, in holy fear, build an ark to save his family. Noag nie. Pierre, hoe lang het hy aan die boot gebou? 100 jaar. Noag het 100 jaar lang, en toe was 100 jaar, dit was nie, vergeet daarvan om te dink, jy sê, maar toe was 100 jaar, nie, dit was 100 jaar. En die Bybel laat my verstaan, in daai tyd het daar nog nie regtig vreeslik water gewees nie. So wat gebeur het, hier bou hy 'n ark. So die eerste dag, toe kom die manne, so wat maak jy Noag? Nee, ons gaan net hout kap. Okay, right, so wat gaan jy met hout maak? Nee, julle gaan later sien. Hier kom hulle man, eers die donkies en die perde en die muile, die goed is gelei met hout. Hulle sê, Noag, wat gaan jy maak met die klomp hout? Jy kan nie, dis nie brandhout nie. Hy sê, nee, ek gaan 'n boot bou. Wat is 'n boot? Ek het nog nooit in my lewe van 'n boot gehoor nie. Wat is 'n boot? Hy sê, nee, God het gesê, gaan 'n boot bou. Maar wat maak 'n mens met 'n boot? Nee, ry met 'n boot op water. Wat? Hier is eers 'n rivier hier waar ons is hier. Waar wil jy ry? Die stroompie wat hier is net, ons was die klere en so in die stroompie. Nou begin hy die boot bou. Noag, as jy mal, die boot pas in die stroomie. Elke dag. Dus die Here het my gesê. En elke dag, die Here het my gesê. En hoe hom gespot het en gespot het en gespot het en gespot het en gespot het. En toe die Here vir hom sê, ek dink hulle moes gedink het, hierdie ou is mal. Klomp diere, doen net wat goed. Hier kom hulle, eers 3-4 stelle muise. Ek onthou dit alles. Okay, right, waar is die pofaders kom? Eers al die pofaders kom in. Waar is die luislange? Alles, nee, alles, nie kom alles in. En dan sê die Bybel, en God het die deur agter hom toegemaak. En die volgende oomblik het dit begin reën. En mense het gehamer, asseblief. To be faithful unto God will cost you. Ek kan beloof het gaan jou kos. Sê vir my in hierdie Bybel, waar dit nog nie so was nie. Ek wil kom na Abraham toe, en dan gaan ek vir julle klaarmaak, want as ietsie vir my amazing, dan sê hulle, by faith Abram, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Ons weet nie wat hy was nie. Fanny, jy was op die plaas. Imagine,
ek laat kom een van die lorries, ons laai hom, almal rondom vra waar toe, weet? Nee, ek weet nie. Julian, julle pak nog goed, waar gaan julle? Nee, nog nie seker nie. Nee, maar, ek meen, jy is besig om 'n lorry te laai. Nee, moenie worry nie, ek sal nog later vir julle sê. So nou, hier Menai, klomp klein kindertjies hier agter, hulle is nou almal groot, nou sit hulle almal agter in die lorry so, hier op die slaapbank. Okay, nou waar toe gaan ons pappa? Nee, nog nie seker nie, moenie worry nie. Hier is met die lorry, Woester, kom by die N1. So waar toe gaan ons pappa? Wat nog nie vra nie, nog nie doodseker nie. Dan sê nou, Here, gaat ons links, of gaat ons regs, of moet ons nou oorgaan Robertson se kant toe, moet ons na die N2 toe gaan, Here, waar toe gaan ons? Draai links. Dis wat Abraham se pad was. Ek verstaan nie wat dit is nie. Ek weet of ek geloof het nie. Ek het 'n plan, en sê ek vir my, dink jy ek is nie bang nie? Dink jy ek is nie bang nie? But I trust God. En dan dan wil ek uitkom by hierdie vers 13. Ek gaan nie lees oor almal nie. Ek wil vandag vir jou vra, wat is anders in jou? En hiermee wil ek klaarmaak. Wil teruggaan gou? Soort sonde uit in jou lewe. Hierdie Bybeltjie het ek saamgebring. So hierdie enetjie hy was lank die een wat tot ek 'n bril begin nodig het, toe kon ek hom nie meer lees so. Maar hierdie enetjie was soos my, ek het altyd vir mense gesê, ek kan hom in my gatsak sit. Hy was altyd by my gewees. Altyd in my bakkie, hy was altyd by my gewees. So, hierso het ek eendag hier volgende geskryf. Sin, sonde, will take you farther than you want to go. Will keep you longer than you want to stay. And will cost you more than you are willing to pay. Hoor julle wat ek sê? Sonde gaan jou verder vat as wat jy wil gaan. Gaan jou by 'n dieper plek bring as wat jy wil wees. Maar gaan jou bitter baie meer kos as wat jy bereid was om te gee. Die Bybel sê sonde klop aan jou deur. Hy klop. Hy wil kyk om jou te verslind. Hy wil kyk om jou te verslind. En dan kom die Here en sê vir my, is daar iets anders in jou? Is jy bereid om 'n pad saam met my te stap? Jy het gesê, jy het geskryf, you are, Lord, I want to journey with you. Is jy bereid om dit te doen? Dan kom vers 13. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. Dis rof. Abraham het die Here gesê, gaan. Ek gaan jou 'n land gee wat oorloop van melk en honing. Ek gaan jou daarin vestig. Ek gaan jou nageslag groter maak as die sand aan die see. Abraham was in sy tyd bekend as 'n baie welgestelde ou. Waar het Abraham gebly? Waar het hy en Sara gebly? In tente. Hy het nooit vir haar 'n paleisie gebou nie. Hy het nooit die nageslag gesien wat soos die sand aan die see is. Hy het gedink, papa, van nou af gaan daar seuns, dogters in.
tot sy vrou ongeduldig geraak het en sê, hierso, vat maar die tweede beste. En op die eind is Abraham gebore, is Isak gebore. Wat gebeur met Isak? Sacrifice hom. En die Bybel sê, daai selfde oggend het hy gepak en het gegaan om te doen. Hy het nie gesê, Here, het ek aan nou reg gehoor? Hy het nie met Sarah gaan konsulteer om te sê, ek gaan vandag my kind offer of wat hy het net gegaan omdat God gepraat het. Waar staan jy? Ek wil vanoggend vir jou vra, waar staan jy in jou verhouding met die Here? Is jy bereid om te sê, Here, ongeag wat, ek sal u volg, want ek wil my naam geskryf hê in die boek van die lewe. Ek glo dat ek eendag, dat my aksies wat ek op aarde uitgevoer het, dat daar iets opgeteken sal wees van iemand wat meer aan hom gehad het as die normale ou. Ek glo dat ek nie noodwendig die bankrekening gaan hê wat ander mense gaan sê, just like man, maar hierdie man is aan verragtig, weet hy, kyk, as hy aankom met sy rygoed, dan kan jy hom sien. Maar dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Verskil gaan leef het en dat koninkryk gekom het, daar waar jy was. Nie oor wie jy is nie, maar oor wie die Here in jou is. Daar waar jy beweeg, daar waar mense sien jy gaan, is daar besig om verandering te kom, of bly almal net presies dieselfde. Ek wil volgens jou sê, God het jou geroep vir meer. Volgende jaar gaan my weer nooi. En dan gaan julle klomp mense saambring, want hulle het net vir julle twee gebring. Ekskuus tog. Maar hoor julle, volgende jaar, kom maar nou ons. Die lewe is net so. Om flip, het kon verby gewees het. Hier gee die Here nog 'n kans. Hier gee die Here nog 'n kans vir 'n oupa. Weet hoekom het Abraham sulke ongelooflike geloof gehad, terwyl hy in 'n land groot geraak het, waar almal ongelowig was? Hoekom? Ek dink gaan uitwerk. Hy het by Noag se voete gesit. Ek glo dit by julle hart. Abraham was 25 jaar oud toe Noag dood is. So hy het by sy oupa, Noag was omtrent 10 geslagte voor hom. Hy het by hom gesit om te sê, Oupa Noag, vertel my. Hey, hy sê, yes man. Ek weet, dis hoe ek die Here vertrou het. Maar hoe het oupa gehoor? Hoe het oupa geweet as hy wat praat? Man, ek het geweet wat hy praat, want hy het gepraat met 'n stem wat my oortuig het die binnekant my. Oupa, maar het nou oupa toe self gekom. Ja man, ek onthou daai ene aand wat ek geleë slaap het hy gekom en hy het met my kom praat. Dit is wat oom moet doen om flip. Daar's jong seentjies wat by oom se voete moet kom sit, waar oom hulle kan vertel, dis hoe die Here hoor in my lewe. Dis hoe ek gereageer het. Ja, oupa het foute gemaak, maar moet jy nie dieselfde foute maak nie. Hoor julle wat ek sê? Jy kan 'n lewe hê wat 'n generasie verander. Tjak, dit is nie die einde nie. Dit is 'n hengse dip in ou se lewe. As jy gaan deur dit wat jy gegaan het. Dis 'n hengse dip. Ek wens dit nie vir my vyand en Here asseblief mag dit nooit met my gebeur nie. Maar daar's altyd jy kan besluit die gas is half leeg of half vol. God, may I use this opportunity that I may shine the light of Jesus Christ. That people will see through me. Dat iemand kan drink uit hierdie fontein net, want daar's goed wat in jou lewe gebeur. Onthou julle ken my al my stories man, ek kan nie vir julle nuwe stories vertel nie. Onthou jy wat ek al vir julle gesê het? 2009 toe hy kanker het my uitgesny het. Stap ek in die tegenvallei. Toef praat die Here met my. Ek onthou ek het op die onderste vloer in die voorkant gestap. Daar waar Incredible Connection was. Ek weet nog ek was baie jare laas daar. Maar daar het ek gestap. En ek voel hoe die Here vir my sê, experience will give you authority. Experience will give you authority. Net julle kan met mense praat om te sê hoe dit voel as 'n kind verloor. As iemand 'n kind verloor en julle gaan en sê ons was daar, dadelik het jy se aandag. Ek kan kom en sê, nee man, dit wat jy deurgaan hè, kan jy gebruik om ander mense weer te bemoedig. Want ons het 'n lewende hoop in ons. Ek het al met hoeveel kere gesien, dan kom ouens in, ja, is nou kanker, sê ek vir hulle, ja, daar was 'n dag wat ek ook met dit gediagnoseer was. Wat?
Man, is amper asof skielik het jy sy aandag. God wil jou omstandighede gebruik, Jacques, om iemand anders te gaan bemoedig. Om hy put dit op te tel. 'n Ou wat besig is om selfmoordgedagtes te hê. 'n Ou wat gesê het, jy sê, I've lost my family. How could it be? Here, hoekom het jy dit aan my gedoen? Hy het dit nooit aan jou gedoen nie. Dit was nooit sy gedagte, dit was nooit sy gedroom nie. Maar nou kan ek hy oggend optel en sê, kom aan Boeta, ek stap langs jou. Ek wil jou lei, ek gaan jou help, moenie dink jy's alleen nie. Dit wat gebeur in jou lewe, God is besig om dit te gebruik, sodat jy iemand anders te kan gaan bemoedig. Ek wil vir my ma sê, profeties maar sê klaar nie. Die Here het 'n plan vir ma se lewe. Hy wil ma gebruik om jong vrouens, dat hulle kan kom sit om te sê, dis hoe het lyk as 'n vrou haar man eer, dis hoe het lyk, want dit gebeur nie meer in ons lewens nie. Dis die dinge wat jy doen met jou kinders. Ek sê nou nog vir my kinders, my ma het al vir ons gesê, as jy eksamen skryf, eet 'n stukkie kaas en 'n stukkie in eier, want jy het proteïen nodig vir jou verstand. Nou sê ek vir my kinders, jy het proteïen nodig vir jou verstand. Maar die Here wil haar gebruik. Hy wil haar gebruik om in ander mense te deponeer. Die Here het hulle lewens radikaal kom verander. Na hulle 70 jaar oud was. Voel hard vir die Here. Soek die Here se aangesig. Hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. En die Here wil maar gebruik. Hy wil maar gebruik in hierdie jong vrouens om hulle te kom dis hoekom die jong mense kom bitter graag na haar toe. Skink vir hulle tee en sê kom sit, ek wil vir julle vertel van die Here. Kom aan ouens. Jy kan vir jou sê, ja, man, word vir jaar 88, hoeveel, kom aan, pa, kom aan, daar is toch iets in pa, om vir jong manne te sê, moenie ophou nie, hou vast, bly glo, kom aan ouens, moenie toelaat, dat die een negatieve ding, wat jy in die lewe gebruik, jou van trek afbring nie, want dit is som totaal, dit is niks seggend nie. Ja, eendag gaan seker 'n vergadering wees. 2072. Kom ons vergader gou 'n bietjie oor Julian. Ja. Kom hulle vergader. Wie was dit? Nee, maar ek wil vergader oor hom, want ek het gehoor van hom. Sê vir my, wat het hy alles gehad? Het hy 'n Land Cruiser gehad? Nee, hy het Marinder bakkies gery. Was so uit mekaar uit bakkies. Hoor julle wat ek sê? Dis niks nie, man. En nie dat daar iets fout is met dit wat die Here jou mee sien om dit te geniet. Julle hoor my hart vanoggend. Moenie vashou aan dit wat so verganklik is nie. Hou vas aan die ewige. Gaan maak 'n verskil daar waar God wil hê jy moet 'n verskil maak. Al is dit die onwaarskynlikste plek. Go because God said so. Ja, ek is excited. Ek is excited oor dit wat die Here wat hy nie gaan doen. Ek kan nie wag nie. Ek is volgens nie met trane in my oom, dis ek op die plaas. Ah man, come on. Hoofstuk 1 is verby. Hoofstuk 2. Ek sê vir my nee, as winter nie verby is nie, as winter moet klaarmaak voor lente kan kom. Nee, deesdae het ons somer en lente en herfs almal een plek. Come on. Hey, die seisoen is verby. Wees opgewonde. Kom, let's trust God. En wat is die bewys wat ons het? Gaan alles suksesvol wees wat ons hier aanpak? Nee, dit maak ook nie saakie. Hoekom maak dit nie saakie? Want ons hou vas aan iets baie groter. Want Abraham het gesê, hy het vasgehou aan die belofte, even though he couldn't see it. Maar hy het so in 'n afstand kon hy dit waarneem. Dis wat hy skrif sê. Ons wil vir mense vertel, bid, en dit gebeur net so. Baie keer prys die Here, doen dit so. But what about trusting God? Trusting God, trusting God, trusting God, trusting God. Miskien in 20 jaar sê hy, my gebed, wat volhard het, is beantwoord. Ons wil dit hê nie. Ons wil dit hê nie, ons wil ons nou, Here, vrou
vrou is nie swanger nie, kan sy asseblief swanger raak? Ja, nee, ook nie, die maand nie. Nee, wat, ek gaan nie weer bid nie, want die Here antwoord my gebed nie. Dis maar soos is. Nee. So die eerste maand wat die vrou nie swanger is, nee, okay, nee. Here, ek vertrou U, ja, dat hierdie oes, goeie oes gaan wees, dat, ja, nou gebeur dit nie. Hey man, ek het 'n plan, ek gaan jou nooit beskaam laat staan nie, as soveel woord wat ek vir jou het, hou vas aan my, I am the beginning and the end for you, as ek alleen waar aan jy vashou, huh? Of is jou identiteit en dit wat jy het nie, huh? Is dit nie wat ons is nie? Dan het ons geraak, soos al die ander. En God het gekom en het gesê, maar ek het jou geroep vir soveel meer. As jy my volgende jaar sien, ongeag wat ek doen of wat ook al, maar mag daar 'n huppel in my stap sien, wat jy kan sê, wat het met jou gebeur? Ek kan sê, ek is nie geïnspireer deur die woord van God, wat my laat sweef op die vlerke van arende. Want ek sit in die skaduwee van die Allerhoogste. Dis die plek van waar ek uit leef. Kom aan ouens. Jou omstandighede, dit waar jy deurgaan, kan nie vir God omkant betrap nie. Ek moet dit vir myself weer nou sê, hoekom? Want die Here het die woord vir my gegee, toe Gideon en Fibie hulle dogtertjie verloor het, 6 jaar oud, op die begrafnis. Dit was my baie rof. Ek dink dit was my soos een van my kinders ook. En op 'n dag toe gee die Here dit in my hart, hy kon sê vir my, nooit kom ek by omstandighede, en ek dink, nou weet ek hoe ek hierdie gaan hanteer. So God het nie gekom, toe Maggie my daar gelê het, en gesê, sjoe, hierdie ene is te veel vir my nie. He knows the end from the beginning. En hy word nooit omkant betrap nie. Kom aan ouens. Ek weet nie hoe ek moet afsluit, ek wil nog praat, maar ek weet nie hoe ek nou moet afsluit, maar ek wil vanoggend vir julle vra, wie wil vanoggend, man, dit is 'n laughable matter nie, maar wie van julle wil vanoggend sê, Here, niet met U? Kom ons, ek wil eerder hê, wie wil sê niet met U? Here, niet geïnspireer, nie Julian se kragtige boodskap nie, God wat gekom het en vanoggend jou kon inspireer het om te sê, Here, ek wil iets nuuts kom wakker maak in my. I want to live in another world, in another place, in another dimension. Dis waar ek wil gaan. Ek wil begin bo hierdie omstandighede leef. Ek wil in die supernatural begin leef. Ek wil begin leef in die verwagting van dit wat U vir my in gedagte het. Wie wil dit wees? Come on, kom staan daar, kom ons bid saam, man. Kom ons bid saam. Wie wil nog, jy mag nie, jy moet staan ook as jy jou hand opsteek. Kom aan, ouens. Kom aan, ek wil vanoggend, mag die woord, broer, mag die woord vanoggend vir jou, mag die woord vir julle regtig vanoggend net kom inspireer. Nie kom inspireer.